koning van alle konings. Heer en meester van ons lewens. Ons buig voor U vanmorgen. Ons erken U as die enige waaragtige is. Die God wat was, wat is, wat sal wees. Dankie dat U elkeen vanmorgen hier ken. U is bewus van elkeen. Ek is so dankbaar, U woord sê nader tot my en ek sal tot julle nader. Vanmorgen dank ons U vir U woord. Dankie Heilige Gees dat U vanmorgen hier is om U woord vir ons oop te breek. U weet wat elkeen nodig het. Ek bid dat openbaringskennis in elke hart sal invloei. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Dankie, kan die sitplekke neem. Wat 'n voorreg om vanmorgen weer saam met U te wees. Die battery mag miskien afloop, maar God se krag is van krag tot krag. Halleluja. Ek wil aan U baie dankie sê as 'n gemeente vir U bydraes en gebede ook vir die Bybelgenootskap. Jesaja 55 vers 11 sê, so sal my woord wees wat uit my mond kom. Dit sal doen wat ek wil hê. My woorde sal doen wat ek gesê het hulle moet doen. En my woorde sal nie leeg na my toe terugkom. Jy sien, die woord van God is lewend, kragtig en skerper dan enige tweesnydende swaard. Die wêreld mag kom, hy mag die kerk miskien wil toemaak, maar hy sal die koninkryk van God nooit tot uitwissing kan hê. Hy moslimleier het gesê, die Jode sal uitgewis word, en dan sal ons nog steeds oor 25 jaar hier wees. Hy is in die graf, en die krag van God gaan nog steeds van krag. Want nie sê God het gesê, no weapon formed against you shall prosper. Ek wil vanmorgen net vir elkeen in hierdie plek sê, dit maak nie saak wat die omstandighede is. God is in beheer. Baie keer lyk dinge so duister. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, die son van geregtigheid sal oor jou skyn. Daar is baie wat nie 'n Bybel het nie. Inteendeel, ek sal nou daarby kom, daar's baie wat glad nie 'n Bybel het, wat nog nooit die woord gehoor het nie. Maar jy en ek is bevoorreg om die woord van God sondag vir sondag te hoor, maar selfs ook 'n Bybel in jou hand hê en te kan lees in jou taal wat jy verstaan. Wie van u verstaan Kosa? So dit help nie, ek gee vir jou 'n Kosa Bybel nie, maar jy verstaan hom. Maar die ander, as ek vir jou Kosa Bybel gee, wat gaan jy verstaan? Is net so wel ek het jou nie 'n boek gegee nie. En so is daar baie wat nie 'n Bybel het in sy taal nie. Maar julle maak dit vir ons moontlik om vertalings te doen. Nou, jy moet verstaan, vertalings is nie die Google app nie. Jy gaan daaraan, gaan jy sê gou vir my dit in my taal. Dis nie daai vertaling nie. Want elkeen moet vertaal word soos wat God wil gehad het en ons gesê wees. Dis nie net 'n vertaling. En ek weet nie of ek het genoem het laas keer, hier in Afrika is daar 'n nasie. As jy ken ons daai skrifgie wat sê, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou. Hulle kon nie daai Bybelversie so vertaal nie. Want hulle sê ou wat by die deur klop is 'n skelm. So hulle kan nie daai woord in sê nie, ek maak nie oop, is 'n skelm. So hulle moes die taal van die woord verander daar. Ek staan by jou huis en ek gooi 'n klip op jou dak. Dan maak jy oop. Want dis hulle manier van groet om in te kom. Verstaan jy wat ek wil sê? Dis
Dis nie net sommer 'n Bybel vertaal en daar gaan die Bybel nie. Nee. Daai persoon weet God praat nou met my. Hy het die klip op die dak gegooi. As ek ou klip op my dak gooi en sê die is bedrogers. Verstaan? Maar God het die wêreld so lief. Dat hy sy enige gebore seun gegee het. Nou die Bybel in Suid-Afrika is nou 206 jaar oud. En het is wonderlik dat ons die Bybel in Afrikaans kan hê. Net vir interessant het, ek wil kyk of ek dit hier het. Die King James het in 1611 tevoorskyn gekom. Die Tswana Bybel 1857. Die Xhosa Bybel in 1859. Suid-Sotho in 1881. Zulu in 1883, Noord-Sotho 1904, Tsonga 1907, Afrikaans 1953. Interessant. Wenda 1936, Swati tale in 1997, Suid-Ndebele in 2012. En so kan ek aangaan. Maar as meer as 1200 tale in Afrika wat nog nie 'n Bybel in hulle taal het. En dit kos tussen 15 en 20 miljoen rand om een vertaling te doen. Dan vat dit so 12, 15 jaar om dit te doen. Dis 'n geweldige groot taak, manne en vroue is daarmee besig. Nou verstaan jy, net die vertaling kos geld. En die Bybelgenootskap se siening, se gedagte is, al is daar net een ou wat Afrikaans praat, moet ek 'n Bybel in Afrikaans omgee. Kosbare siel, wat die woord van God moet hoor en kan lees. So aan elkeen van julle baie dankie vir u bydrae. Jy weet, ons almal het maar, of die meeste van ons het ons nou deesdae die smartphone. Nie net 'n selfoon nie, 'n smartphone. Want jy kan jou rekeninge betaal met hom. Selfoon is nie meer net 'n foon nie. As 'n rekenaar. Hy het ook Bybels in hom. Jy kan die Bybel gratis gaan aflaai op jou foon. Merk net aan 'n Bybelgenootskap. Bybel, die sê die jou taal. Aflaai. Maar weet jy wat? Hulle sê om te lees uit 'n boek uit. Onthou jy meer. Beter om te lees. Beter vir jou oë in elk geval ook. Party hang sy oopmaak uit, dan gaan sy oor so. Die vroeë jare het die ou sy pakkie sigarette hier uitgehaal, as hy wil rook, dan maak hy so. Sit 'n selfoon in daar, met 'n Bybel, of het 'n klein Bybeltjie daar. Maar party ouens hy wakker word, dan maak hy nie meer so vir die sigarette nie, hy vat nou vir die selfoon. Dis eerste wat hy lees, wat sê die nuus? Maar kom ons hoor wat sê God. Maar dis toch wat die belangrikste is in ons lewe, né? So ek wil baie dankie sê aan elkeen van u wat 'n bydrae lewer. U vra mag, hoe kan ek betrokke raak? Word 'n saaier van hoop. Bid vir die werk van die Bybelgenootskap in Suid-Afrika. Daar kan deur kollektes gedoen word, spesiale offerandes. Ons het daar's 'n paar blikkies. Wie van eet nog blikkies by die huis? Jy mag jy lieg nie. Dis nie 'n swaar blikkie nie. Wie van julle het van die houertjies, die pillhouertjies, nou nie vir jou bloeddruk nie, man. Wie van julle het die pillhouertjies? Pastoor, hulle het nie pillhouertjies nie. Julle moet elkeen een kry. Ten minste een vir huisgesin. Die vat R5 stukke. Die nuwe R5 is maar so dikker as die ouer R5. So hy vat nou net so R85, dink ek. Maar weet jy wat? As jy so een of twee van hulle het, gee jy 'n Bybel iemand se hand. Gee iemand, nou, ek wil vanmôre sê, ek praat onder korreksie, ek dink julle het so R1500 laas jaar gegee. Kom ons maak dit R2000 in die jaar. Sê vir jouself, ek
gaan my inkomste verdubbel. Jy weet, ons kry ons baie keer klein geld in die kafee. As jy kafee toe gaan, kry jy ons klein geld. Vat jy klein geld en gooi man in 'n sakkie en sê, dis Bybelgenootskap geld. Dis min, jy mis dit nie eers nie. Ek meen, wie van julle is nie vir roomhuise? Spaar nie die roomhuise en gee vir die Bybelgenootskap. Sacrifice. Hey man, nou is ek ander vir 'n roomhuis. Maar sacrifice. Maar daar's 'n siel wat God se woord met kan lees, wat dit nog nie in sy taal het nie. Word dit donateer, debit orders en so meer, EFT oorbetalings. Daar is selfs mense in het testament wat ek hulle vertel van die tannie wat dood is, wat elke maand R50 gegee het. En skielik daar gaan R50 nie meer op nie. En so het dit nou aangegaan, 'n jaar later, in COVID-tyd, toe die Bybelgenootskap se fondse ondergaan, toe kry hulle 'n boedeluitbetaling, testament, van R8 miljoen van die tannie. Sy is toe intussen dood. Maar sy het elke maand daar R50 gegee. Maar toe sy sterwe kom, toe sê sy 8 miljoen moet Bybelgenootskap toe gaan. Dit is wat nie goed nie, dit klink vir ons een geweldige baie geld, maar dit is baie geld. Maar sy besef, ek gaan hemel toe. Hier goed kan ek nie saamvat nie, maar ek kan Bybels verskaf. Kosbaar Bybels. So, jy vra, hoe kan ek betrokken raak? Wel, jy kan, ek het nou pastoor David daar van Mitchellsplein, sy gemeente is daar, hulle het staptogte gedoen, hulle het gestap vir die Bybel, en dan samel hulle geld. Jy borg, iemand borg jou per kilometer, of wat ook al jy stap. Gemeentes doen dit, Wellington is 'n klein gemeentjie daar, hulle het elke jaar, ry hulle met hulle fiets Hartenbos toe. Klein gemeentjie, dan neem hulle so 85.000 op, deur borge. Natuurlijk, jy moet dit by die Bybelgenootskap die brief kry, dat hy gestempel is dat, ek weet enige ou kan nie by jou deur kom staan en sê, daar vir my by jou, so nie met 'n waarborg hê. So, daar is soveel maniere wat jy kan doen, want jy sien, jy sê, maar ons het nie baie nie. Ek het 'n pastoor, 'n vriend van my is nou oorlede, en hy snap. As hy siek voel, dan sê devil, you better get behind me. As jy nie meer nou los nie, gaan ek Sondag vir die siekes bid. Ja, hoe is sieke, en bid hy vir die siekes. As ek geld kort, dan sê devil, jy steel nou hier se geld. Ok, wat 'n gemeente het behoefte, kom ons saai van die gemeente. You see, you can never outgive God. So ek wil julle net bemoedig, moenie kyk na jouself, na jou eie swakhede, eie onvermoë nie. Kyk na God. Greater is he that's in me than he that's in the world. So daai iemand kan jou hoor. Hy het 'n beeste op 1000 rand. Ek stel die Here verkoop net een van die beesties en dan gee hy dit vir jou. Halleluja. Mag die Here julle ryklik seën. Wees getrou. Die Bybel vir elkeen. Dit moet ons siening wees. Die Bybel. Nou toe gekom het, hier loop so baie mense rond. Wonder of hulle ooit die Bybel al gesien het. Kom ons kry hy sielelas vir die koning. Baie dankie my broer. Nou mag jy gaan rus. Om mooi te hoor wat God vir jou wil sê. Geef hom 'n goeie hande klap. Prys die Here, ons gaan ons Bybels oopmaak. Ek is mos hier om die woord van die Here te bedien. En my boodskap aan u vanmôre is God se beloftes hou stand. God kan nie lieg nie. Wie van u lees graag Engels? Hier is ons 'n Nuwe Testament, Spreuke, Psalms. Wie hom graag het? Amen. Wie wil nog een? Pastoor,
Het jy al so een gekry? Jy kan so een. Wie het aan het opgesteek hier? Nou steek allemaal hande op. Ek het nog net 2. Een aan hierdie kant. Lees jy Engels? Ek sukkel vreeslik met my Engels. Ja, sê, geniet hom. Good word, good word. Ek het het gevoel ek met 'n paar les met dit. Vrystuur. Ons het dit geskenk gekry. Dit is nie te koop nie, dis niet. Vandag gaan ons ontslae raak van al die gedagtes. Wie van die het al beloftes aan die Here gemaak, of aan mense, dan kan jy dit nie nakom nie. Jy bel my jong, wat vir my, ek sê, ja goed, ek hoef jou bid, maar raak ook so besig. En na jare val het by, ek dood, wat vir my geloof. Ons maak beloftes. Ons maak baie keer beloftes, Here, ek gaan hierdie jaar, gaan ek weer gee. Ons maak ons elke einde van die jaar, nuwe jaar, dan sê, hierdie jaar, is een nuwe jaar, dis my nuwe jaar voorwens. Ek neem voor, ag, vanavond die jaar vergeel alweer. Maar kom ons gaan ons gedagtes verander. Maar die sien, Christenskap gaan nie oor die beloftes wat ons aan God maak nie, maar die beloftes wat hy aan ons gemaak het. Want God vergeet nooit wat hy gesê het. Johannes 1 vers 12, en miskien kan jy dit net neerpen, ek gaan 'n klompie versies vir jou vanmôre gee. En dit is my belangrik vanmôre dat jy hierdie woord waaroor ons vanmôre gepraat het, wat so kosbaar is, dat jy sal hoor wat God sê, dat jy, en ek wil amper die Bybel stadig lees, maar hy sê, Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, hy het die reg gegee, om kinders van God te word. Sy belofte, so as jy hom aangeneem het, en glo, dan is jy kind van die Here. Galasiërs 3 vers 29 sê, en as julle aan Christus behoort, wie behoort aan Christus? Almal wat hom aangeneem het. Julle het ook nakomelinge van Abraham. Ek is 'n nageslag van Abraham. En erfgename kragtens die beloftes van God. So ek is 'n erfgenaam van God, omdat ek in Christus is, het ek 'n nageslag van Abraham geword. So alle beloftes wat jy lees, wat God aan Abraham gemaak het op jou van toepassing. Want dit is God sê so. Of ek so voel, so niemand kan uit hierdie plek stap en sê, ek is 'n arme sukkelaar nie. Maar gaan kyk bietjie na jou oupa, grootjie Abraham. Amen. As 'n versie wat sê, as jy in Christus is jy die ware Jood. Maar my nie waar nou is, nie stres nie. Hierdie versie. Maar die ware Jood is die wat in Christus is. Dis die ware Jood. So hulle val die verkeerde Jode aan. Dit is God se nasie. Don't touch them, pray for them. Ek wil as jy al geseën wees, bid vir Israel. If you want to be blessed, pray for them. Dis God se volk. En God het gesê, you don't touch my people. Maar in dieselfde tyd gesê, don't touch the anointed. So as iemand jou aanraak, raak jy God aan. Want jy en ek is sy oogappel. Wow. Weet, ons ken mekaar nie baie goed nie, maar jy is my broer. Nou of jy al van ook nie, is jou saak. Ek is jou broer. Want God het ons is weergebore deur dieselfde bloed.
Ek sê altyd, met wedergeboorte het ek 'n bloedoortapping gekry. Hulle sê, my bloed is O-negatief. So ek is van die ouers wat vir almal bloed kan gee. Maar ek het 'n nuwe oortapping gekry. J. Waarvoor staan J? Mooi, julle is klaar. So ons bloed is J. So as hulle weer vir jou vra, watter bloedgroep is jy? Sê jy J. Sê, J, waarna kom jy? Nee, ek kom uit die hemel uit. Want Jesus het goddelike bloed gehad. Maar die bloed met geboorte kom van die Pa. En wie is Jesus se Pa? God die Vader. Wow. Dis 'n boodskap vir vandag. Galasiërs 4 vers 28 sê, en julle my broers is net soos Isak. Luister mooi, dis Paulus wat hier praat en hy sê, julle my broers, ek wil vanmôre sê, Charis gemeente, julle is net soos Isak, kragtens die beloftes kinders van God. Dis wat God sê. So kom ons kyk na die belofte van hoe om die ewige lewe te ervaar vandag. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Die woordjie ken, dis die ewige lewe. Die enigste ware God en Jesus Christus wat u gestuur het. Sien, om dit volle te verstaan wat die ewige lewe is dit nuttig om te verstaan wat dit nie is nie. Ewige lewe beteken nie, jy leef vir ewig nie. Want jy sien, almal leef vir ewig. In die hemel of in die hel. Jy verstaan? Jy lewe in die hemel of in die hel. Maar die ewige lewe is om hom te ken. Johannes 3 vers 36 en 5 vers 27 wys dit dat die ewige lewe is 'n teenswoordige tydposisie. Ewige lewe is 'n teenswoordige tyd. Ek gaan nie eendag ewig lewe nie. Ek lewe al reeds in die ewigheid. Ek sit al reeds in die hemele in Christus Jesus. Ek is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge is verby, kyk, alles het nuut geword. So dis nie iets wat ek gaan eendag hemel toe nie. In Bybel, ons gaan hemel toe. Ja, ons gaan hemel toe. Maar ons sit in die geestelike realm al reeds in hemelse plekke. Amen, maar ons is mos in Christus. En waar sit Christus? Aan die regterhand van die Vader. So Johannes 3:36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Wat is het? Verlede tyd. Amen. So, ek het die lewe al reeds gekry as kind van God. Hy sê, hy het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Wie is die ewige lewe? Jesus. Want dan hy wat my ken, jy sal die ewige lewe. Jy moet hoor wat God se Gees vanmôre vir jou sê, dat jy kan uitstap as 'n oorwinnaar in Christus, dat mense jou kan opbelieg. Hy sê, maar hy wat die Seun ongehoorsaam, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johannes 5:24 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. So daar kom die dood nou in. Die sondaar wat te sterwe kom, lewe vir altyd, maar hy is in die dood. Wat beteken eenvoudig? As jy dood is jy van God geskei. Dit is wat dit eenvoudig is. So die sondaar is dood in sy sonde. Vir ewig verlore. Maar die kind van God het die lewe alreeds nou in Christus. So hier definieer Jesus die ewige lewe as om God die Vader en Jesus Christus te ken. My vraag is, hoeveel van ons ken hom? Jy sien,
Die woord die ken praat van intimiteit. In plaas van blote intellektuele kennis. Daarom is die ewige lewe 'n intieme, persoonlike verhouding met God die Vader en Jesus Christus. Jy sien, ons moet tot wedergeboorte kom. Ons moet tot bekering kom. Maar ongelukkig kom baie mense net tot bekering gekom, dis wat stop. Jy moet 'n intieme verhouding met hom hê. Baie mense net 'n sondig lewe. Suid-Afrika is vol van Christene. Dan vra jy vir hom, nou wanneer jy tot bekering gekom? O, my pa het my groot gemaak in die huis van die Here. Ek meen, jy kan vir 10 jaar in 'n garage bly, jy word nie 'n motor nie. Halleluja. Jy kan vir 10 jaar in die kerk sit en jy word nooit 'n kind van God nie. Dit is my baie interessant. Baie interessant. Baie mense stap in jou huis en dan hoor ek, hulle sê, ons het die ou se huis skoon gemaak. Dan sê jy, daai beeltjie, en daai dingetjie, en daai dingetjie. Julle ken ons daai goed. Dan maak hulle nou jou huis skoon. Hier lê 'n Bybel, die sondaars loop heen en weer by hom verby. Maar hulle word nie gered nie. Lyk my die deelkeer groter krag is die Bybel. Ek wil net mooi ding wat ek nou sê. Ek stap by Woolworths in of by Checkers of enige winkel en hoeveel duiwels is daar? Dit maak nie vir my 'n duiwel nie. Wanneer ek 'n geplek instap, stap die salwing van God aan. Julle moet begin besef wie is julle in Christus. En nie vasgevang raak met goedjies nie. As die Gees van God, ek meen, as jou man vir jou 'n necklace koop, dan gaan 'n kruis staan. Hoe weet jy of daai necklace nie geoffer was aan die duiwels nie? Kom ek vra 'n vraag. Jy sien die oomblik as ek hom koop, dan is die Gees van God wat in my woon. Dit bring so onrustigheid. Nee, nie daai nie. Dis nie dat jy nie van hom hou nie. Dis die Gees van God wat oor. En dis maak die verskil. Wanneer ek 'n gebou instap, ek het so baie jaar terug was ek daar in Bronkhorststruitse wêreld, daar's 'n groot tempel van die Hindoes en al die afgode. Nou stap ek in daai tempelkamer in waar al die gode is. Nie een het my gegroet nie. Hulle het nie aangeslaan op my nie. Niemand het my gehelp nie. Ek stap daar uit nog dieselfde as ek aangestap het. 'n dooie besigheid. Maar ek wil sê geen duiwel het my aangeraak nie. Want ek is vet geseer met die olie van die salwing van God. As die duiwel aan my wil vattig. Weet mos jy vark wil vat, nie modder. Jy moet vol van die olie wees. Maar ons is so vol doringdrade, die hart en alles vas. Onvergewensgesindheid. Haat teenoor mekaar, bitterheid oor mekaar. Jy slag hierdie kant preek. Ons is so vol goeders. En as ek in jou soek, dan kyk ek so maar aan die ander kant toe. Want dit is groot nie, jy weet. Die Bybel hak vas, hak jou in, en jy kan nie verstaan, hoe kom ek nie by die Godse heerlikheid nie. En as jy hakiestrale wat ons van mekaar vashou. Los die salwing van God in jou lewe is, die heerlikheid van die Here is, man, dan kom die vyand hier en ek kan er niks uitdruk nie. Jy sien die vyand wil graag verdeeldheid bring in hierdie plek. Kry jy net ons raak ontslaag in die hakiestrale. Word vol van die Gees van God. Verdra mekaar. Wees vol van die liefde van die Here. Amen. Sê die vir een langs jou, ek doen net met jou gepraat. Halleluja. Prys die. Jy sien, enige iemand wat redding beskou as net 'n vergifnis van hulle sondes en daar stop, ontbreek in die ewige lewe.
God het ons op 'n plek gebring waar ons in harmonie met God moet leef. In harmonie met God moet leef. Tweede gedagte is, dit is sy beloftes wat ons heilig maak en nie ons beloftes nie. 2 Petrus 1 sê Simon Petrus 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus aan die wat net so kosbare geloof as ons gekry het deur die geregtigheid van ons God en Saligmaker Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here, deur die kennis van God. Jesus sê op 'n plek, hy wat my soek sal my vind. Jy sien, ons moet die Here soek. Ons moet die Here soek. Ek is 'n kind van die Here. Ja, maar jy moet soek. Jy moet tyd spandeer. Jy moet spontaan met die woord van God. Lees hom. Soek hom. Ek meen, die woord van die Here en dan lees jy hom eendag. Joh, man, ons moet so iets spring. Jy gaan dit net kry wanneer jy hom soek. Jy moet hom soek. Hy sê, in sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deugd. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. Luister mooi. Sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat die begeerlikheid in die wêreld is. Die Engels sê, by his magnificent promises, you partake of his divine nature. 3. Baseer jou hele lewe op dit wat God beloof het. Dit is so belangrik. Wede, vergifnis. Wie van julle moes al vergifnis vra? Wie moes al vergifnis gee? Miskien sit jy vanmôre nog met 'n bitterheid in jou hart. Maar weet jy, ek het laasnag gewonder, en is dit my net, ek vergewe jou. Jy vergewe my. Maar ek sal dit nie vergeet nie. Klik bekend. So, elke keer as jy fyn met hulle, ons het nou vergifnis. Maar dan kom jy vyand. Hy het jou maar seer gemaak, né? Dan moet ek, wie wat moet ek my reaksie wees? Dankie Here, dat jy my vergewe het. Wie wat gebeur as jy dat om mekaar dit sê, jy vergeet vir hom. Dat is net jy en God. Hoe kan jy sê, die Here het my vergewe, maar jy wil nie jou broer vergewe? Hoe kan jy sê, ek vergewe my broer of my suster, maar ek sal nie vergeet nie? Terwyl die Here sê, en ek dink nooit weer daaraan. So, as jy die Here vergifnis gevra het, sê die Here, ek dink nooit weer daaraan nie. So as ek na 'n paar dae na die Here kom, Here, daai ding wat ek gedoen het, en sê, sal die Here met alle respek vir jou sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. En ek dink nooit daaraan nie. Dis wegkom, uitgewis. Die bloed van Jesus, reinig, was uit. So jy en ek moet dit ook doen. Dis hoekom hy sê, verdra mekaar. Ag, daai ou sussie wat so daar voor jou sit. En sy irriteer jou so, né? En jy weet mos nou van wie ek praat. Sy irriteer jou so. Here, vergewe my, dat ek hierdie irritasie in my hart het. Was my nou met u bloed, en help my om my suster te verdra. Dis genade. Dis genade teenoor iemand. Ek het ons as 'n suster gehad, suster van Sy. Sy was nie van vlees nie, sy was van Sy. Sy sit in die kerk, hier by ons, vir 'n paar jaar terug. En die musiek, en die sang, alles irriteer haar die oggend. Nou jy weet die oomblik as jy geïrriteerd raak die kerk, dan tel jy later 'n kritiese gees op.
sy sê, Here, ek wil so graag U loof en prys, maar hierdie musiek en hierdie sang, irriteer my vanmôre. Maar help my, o Gees van God, om U vrede nou te ervaar en U te kan loof en prys. Dis irritasie weg. Don't suffer alone. Trek die Here in. En die Here saam met jou broers en susters. Amen. Halleluja. Goed. Baseer jou hele lewe op dit wat God beloof het.